Hallo maatjies. Hoorie so, ek hoop jy is warm. Het jy jou kombersie reg? Maak jou lekker cozy toe. Bring jou hondjie, laat hy jou skoot kom warm sit. Waar's Bella, Kyra? Is Bella by jou? Kry jou hondjie. En stuur 'n bietjie foto's so lyk julle troeteldiere. Ek wil sien of hulle saam met julle storie luister, hoor. Okay, so gisteraand het Josef toe nou vir hulle gesê, "Tada! Dis ek! Surprise!" Ek dink hulle was soos, ek kan dit nie glo nie. Nou sê hy sê vir hulle, gaan na pa toe en sê, hy moet hiernatoe kom, ek sal vir julle sorg. Vir julle werkers, vir julle diere, ek sal die beste kos gee, alles, bring hulle net. Boetie, Josef het Benjamin toe omhels. En begin huil, net toe hy weer bietjie sy trane afgedroog het, toe huil hy weer, shame. Ek sou gehuil het, voorste huiler, hoor. Benjamin het Josef ook omhels, en op sy skouer gehuil. Toe het hy al sy boeties omhels en hulle gesoen. Josef was baie bewoe. Bewoe is heavy hartseer, siestok. Die boeties het tot verhaal gekom, dis soos, okay, what just happened here? En het met Josef begin praat. Gou het die goeie nuus van Josef se boeties versprei, en die farao het dit ook gehoor. Hy en al sy mense was bly daaroor. So hy het nou, die farao het gesê, "Hi man, I'm so glad for you, hi. You found your brothers. Yeah, your dudes." Shame. Die farao het vir Josef toe laat kom en vir hom gesê, "Jy moet vir jou boetie sê, hulle moet die diere pak en reguit Kanaan toe gaan. Hulle moet jou pa en hulle families vat en sonder versuim, sonder om te wag, na Egipte toe terugkom. Ek sal hulle die beste deel van die land gee." Dis 'n nice farao, maar ek dink hy het vir Josef so baie geraak. Onthou God se guns, as God se guns by jou is, everything is going wonderfully. Daar kan hulle lekker bly, en hulle sal altyd baie kos hê vir almal om te eet. Die farao het voortgegaan. Jou boeties moet ook van ons Egiptiese waans saamneem, sodat hulle die vroue en kinders daarop kan laai. Hey, dis 'n bargain. Hulle kry sommer 'n sleepwaandjie. Dis nice. Jou pa moet hulle ook op die wa sit en dan gou terugkom. Al hulle besittings kan hulle maar daar los, want die beste van Egipte wag vir hulle. Wow! Los die couch, kom kry 'n Egiptiese couch, jou boetie huise, lekker. Die boeties het toe gemaak soos wat Josef gesê het. Josef het hulle die Egiptiese waans gegee en ook genoeg kos vir die pad. Vir elke boetie het Josef ook nuwe klere gegee. Hy het so nice met hulle. Hy kon 9 gewees het, maar hy is nog steeds nice met hulle, nie? Benjamin het meer gekry. Hy bedank die klein boetie van hom, hoorie. Josef het vir hom 300 stukke silwer gegee, as ook 5 pakke nuwe klere. Ek dink nie in daai tyd het hulle baie nuwe klere gekry, hoor, want dit was van sulke grove materiaal wat hulle geweef het, op sulke groot weefbalke staf. En ek dink nie hulle het baie nuwe klere gekry. Jy dra maar daai ding, boetie, daar's ook nie 'n washing machine met lekker ou mou wat skyn nie. Dis maar smaar lewe geweest. Maar hy kry toe 5 pakke nuwe klere, lekker vir hom. En vir sy pa het Josef sit maar 'n klomp goed gestuur. 10 swaar gelade donkies met die allermooiste goed uit Egipte. Genade, hulle met alles weer terugry. Dis man. Op 10 donkie Mary's, 'n Mary is 'n wyfietjie, 'n vroukie. Was daar genoeg graan, brood en ander kos vir sy pa se reis na Egipte. Josef het sy boeties gegroet en vir hulle gesê, "Gaan nou reguit Kanaan toe en moenie op die pad aan die stry raak nie, hoor." Dis so oulik. Hy onthou hoe sy boeties altyd met mekaar gestry. Hy sê, "Moet nou nie stry as jy op pad terug nie, hoor. Moet gou maak om daar te kom." Die boeties is toe daar weg en het die kortste pad Kanaan toe gevat. Hulle wou so gou moontlik by hulle pa Jakob uitkom. Hulle vat die highway, ou boetie. Hulle vat hier die agterpaadjies en hulle sê, "Stryd Kanaan toe." By die huis aangekom, het hulle dadelik vir Jakob gaan sê, "Pa, Josef leef nog. Hy is die man wat oor die hele Egipte regeer." Jakob was stom geslaan en wou hulle eers nie glo nie. Ek sou gesê, nee, julle pulling on my leg. Nee, hy sê, nee, wag.
Hulle moes hom toe alles oor en oor vertel, net om seker te maak is die waarheid. Hy het toe vir hulle, het toe al die waans gesien wat Josef saamgestuur het, om hom te kom haal, en toe het hulle eers geglo. En dit was asof hy 'n nuwe mens geword het. Dit het tot die mate dat hy gesê het, ons het nou genoeg gepraat. My seun leef en ek wil hom nog sien voor ek sterf. Kom, laat ons onmiddellik Egipte toe gaan. Ja, ek gaan nou net dit hier so lees. En dan volgende keer lees ons môre aand van hoofstuk 46 af, want dit is nou weer 'n nuwe hoofstuk. Oh, so, hoe fabulous. Na al hierdie jare hoor Jakob Josef lewe. Kan jy imagine, as jy so ontsettend hartseer was oor iets, en jy kry hierdie verskriklike goeie nuus, hè? Hoe bly is Jakob? Ek dink daar was 'n huppel in sy stappe, boetie. Hy sê, kom, ons pak, ons gaan Egipte toe. Ek wil my seun sien. Oh, julle, dit is net 'n fantastiese storie. Okay, kom ons bid gou saam. Here, baie dankie, dat U vir ons blydskap gee, in tye wat dit so hartseer is in ons lewe. Dankie dat hartseer nooit vir ewig aanhou nie. Dit gaan verby, want U bring die son en die lag weer terug in ons lewe. Amen. Hoorie oukie, ek hoop jy gaan lekker slaap. En onthou, as daar iets in jou lewe is waaroor jy worry, of wat jou hartjie verskriklik seer maak, moet jy onthou, dit gaan nie vir ewig so bly nie. Ek beloof jou. Want God se woord, as God sê dit staan daar, glo ek dit is waar, finish en klaar. En God se woord sê, hy wil hê jy moet gelukkig wees. Hy wil vir jou die beste hê. Hoekom? Want jy is sy kind. Hy het jou gemaak, hy het jou uitgedink, hy het jou naam gegee. En jou naam is in die handpalm in sy handpalm gegraveer. Dit kan nie afkom nie. Dit is daar vir ewig. Jou naampie staan daar. En dis hoekom die Here wil hê dit moet met jou goed gaan. Want jou pappa en mamma wil ook hê dit moet met jou goed gaan. So is hy ons pa wat in die hemel bly en hy sê vir jou, my liewe kind, as jy nou hartseer is okay. Dit sal verbygaan. Jy gaan weer lag, jy gaan weer happy wees, hoor. Jy moet dit onthou. Die hartseer tye wat jy dalk mag hê, gaan nie vir ewig so bly nie, hoor, dit sal weggaan. Ok, ek hoop jy droom vanaand net lekker drome, en dat jy môreoggend opstaan met 'n smile. Ok, I love you, lekker slaap, bye!